Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gas vanoggend is Eben Olderwagen en hy is die omgewingsbestuurder by Vergeleg. En Eben, goeiemôre en welkom. Môre, gaan dit goed? Ongelooflik goed en met jou? Goed, dankie en dankie vir die geleentheid om hier te wees by julle. Dankie. So nie net maak julle lekker wyn daar in die Kaap nie, maar julle kyk ook 'n bietjie na die wildlewe nou en julle is as 'n sagte vrystellingsfasiliteit nou geoormerk. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, so ons werk in vennootskap met die Kogelberg Biosfeer rehabilitasiesentrum. En dit is 'n rehabilitasiesentrum wat in 2022 begin het na die groot vure wat hulle in die Kleinmond Betties Baai area gehad het. En daar was 'n nodigheid gewees vir al die klein diertjies in die omgewing wat seer kry. Dit is nou deur vure of dalk wat deur karre raak gery word, ook al wees, wat daar gerehabiliteer word. Maar daar's twee gedeeltes aan rehabilitasie. Die een is, dit word by die rehabilitasiesentrum self gedoen waar hulle nou die onmiddellike noodsorg en die dinge kry wat hulle nodig het vir 'n paar weke of paar maande afhangende van hoe lank nodig is. Maar dan die tweede gedeelte is waar ons nou inkom, wat hulle soft release site noem, waar die diere nodig het om te akklimatiseer in 'n buiteomgewing voordat hulle fisies heeltemal in die wind en die weer vrygelaat word. En dit is 'n ek nou 'n Engelse woord gebruik, 'n enclosure, wat ons buite weg van mense, weg van paaie, weg van beweging afbou, wat so natuurlik as moontlik aangepas word vir die spesifieke diertjie wat daar moet inkom. En dit moet dan nou mimiek hulle natuurlike omgewing waar hulle leer om weer in die buitelug te lewe en na hulle self te begin kyk voordat hulle fisies heeltemal in die wild vrygelaat word. So julle het nou afgeskop met twee klein gevlekte diertjies wat onlangs daar by julle vrygelaat is. En wat maak hulle storie so uniek? Ja, so hierdie twee diertjies het iemand gekry in die dak van 'n huis in Selous Pass Village wat 'n gemeenskap is nie te ver van ons af nie. En hierdie tweetjies is toe nou opgeneem in hierdie rehabilitasiesentrum waar hulle onmiddellike rehabilitasie daar ondergaan het, gekyk het dat daar fisies niks fout is, parasiete, daai tipe van dingie. En hulle het toe nou na ons toe gekom waar hulle so 'n bietjie meer as 3 weke in hierdie enclosure by ons was. Ons maak dit dan nou oop na hierdie 3 weke, maar in daai tyd wat ons dit oopmaak, bly ons steeds kos uitsit in die aand. Net dat ingeval hulle nie onmiddellik nog iets in die veld kry nie. Partykeer kom hulle terug en kom eet, dan gaan hulle weer uit. En met hierdie spesifieke tweetjies wat ons nou onlangs release het die een uitgegaan en onmiddellik verdwyn en weggebly. En die tweede enetjie het vanoggend omtrent so 'n week in die dag, sy het in die nag uitgegaan en in die dag teruggekom om te kom slaap. En nou en dan so 'n bietjie geëet en na nog 'n week het sy ook heeltemal verdwyn. So daar's 'n goeie suksesstories daar in die gang, maar hierdie fasiliteit wat julle nou opgesit het, wat is die kapasiteit wat julle kan dra in terme van diere wat gerehabiliteer kan word? So hy is spesifiek ontwerp op hierdie stadium meestal maar vir die kleiner diertjies wat ons in die areas kry. Goed soos hierdie spotted genets, mag van tyd tot tyd 'n muishond wees, kan voëlspesies wees soos uile, valke, arende. So hy is nie te groot op die stadium nie, hy is gemik op maar meer die kleiner goed wat ons in die area kry. En elke keer wat ons nuus kry van die rehabilitasiesentrum dat iets anders gaan inkom, dan begin ons dit al vooraf voorberei vir die spesifieke dier. So die binnekant word bietjie aangepas in terme van boomstompe, grasies, strooi, whatever dit mag wees om die naaste hierdie dier se omgewing te probeer mimik. Nou, waarom is julle as 'n wynlandgoed dan nou gekies as 'n plek om hierdie nuwe fasiliteit op te sit? En wat maak hierdie area van julle ideaal? So, buite die wyn wat ons op die plaas doen, vergeleen wat nou maar 'n wynplaas is ons ook baie gerig op ons natuurlike programme en ons sustainability programme en projekte wat ons al oor omtrent die laaste 20-25 jaar mee besig is op die eiendom.
En een van hierdie groot projekte is ons 2000 hektar natuurreservaat wat in 2018 geproklameer is, nadat ons amper 20 jaar uitheemse bome projek gehardloop het, en dit was om van die uitheemse bome ontslae te raak, die natuurlike habitat van fynbos en so aan terug te kry. Ons het verskeie projekte, water, ons het 'n 400 hektar gamekamp, waar ons eland, swart wildebees en raakkwagga wat deel is van die raakkwagga teelprogram is, waar ons probeer om die karaktereienskappe van die kwagga wat uitgesterf het terug te teel. So ons is baie groot op ons sustainability en omgewingsprojekte en bewaringsprojekte. En vir die rede het ons dit goed gedink dat ons graag sou deel wees van 'n rehabilitasieprojek soos die, aangesien dit inpas by ons groen DNA waarmee ons in elk geval besig is. En dit skep ook die afgeleë omgewing wat hierdie diertjies nodig het voordat hulle uitgelaat word, en dit skep ook 'n ideale omgewing vir hulle om voort te bestaan, want dit wat ons vrylaat is spesies wat reeds op die site is en wat jy natuurlik daar kry, en ook soos ek sê, dis 'n bewaarde area, so hulle is ook redelik veilig in daai omgewing. So julle is ook deel van die Kogelberg Biosfeer, en watse rol speel die Kogelberg Biosfeer Wildreddings en opleidingsentrum in hierdie rehabilitasieproses van die diere? So dit is die eerste rehabilitasiesentrum in die Weskaap wat goedkeuring en hulle permitte by Cape Nature gekry het, wat hulle toestemming gee om so 'n rehabilitasiesentrum oop te maak. En dit is broodnodig in hierdie area, want van waar ons gelees in die Helderberg kom al die pad om Kogelberg area, om Gordons Bay, Rooi se kant toe, is alles grootendeels natuurreservaat area, of tussen privaat grondeienaars of wat aan die stadsraad behoort. En daar was nooit van tevore iets soos die gewees nie. So dit was maar altyd 'n gesukkel. En die dame wat in beheer is van dit, Michelle Watson, sy was een van die eerste persone wat haar rehabilitasielisensie gekry het deur die Nasionale Rehabilitasieraad om so 'n sentrum te bestuur. En hierdie sentrum het noodareas waar diere wat ernstig beseer is onmiddellik inkom en behandeling kry. Dit het voedingsareas, dit het rehabilitasie waar sommige van hulle baie werk op gedoen word om partykeer waar operasies of dinge ondergaan is, te leer om weer behoorlik rond te beweeg. Alles. So dit is letterlik 'n groot voordeel vir ons in hierdie area. So is ek reg as ek sê die sentrum is gestig na die verwoestende 2022 Kleinmond brande. Hoe daai spesifieke ramp die behoefte vir 'n rehabilitasiesentrum beklemtoon? Ja, so daai brand in die Kleinmond Betty's Bay area 2022 het oor baie hektare gebrand wat privaat grond en stadsraadsgrond, soos ek sê, weer eens die hele Kogelberg Biosfeer natuurreservaat, meeste van dit gebrand het. En jy het maar altyd slagoffers in sulke areas. Jy het ongelukkig goed wat glad nie wegkom nie. Ek dink nou aan stadiger goed so slange en skilpaaie, wat dan ongelukkig maar doodbrand in sulke vure. Maar jy het dan ook goedjies soos die muison, die muskeljatkat, klein bokkies, partykeer voëls, wat dan nou net probeer wegkom van die area af. En of in die vuur bietjie seer kry of beskadig word, of dan nou wat probeer weghardloop en in die strate beseer word deur 'n kar wat hulle raakry, of wat ook al dit mag wees. En nou skep hierdie rehabilitasiesentrum vir ons 'n plek waar ons hierdie diere, of enige iemand wat hierdie diere kan teekom, of kan gaan ingee, of die rehabilitasiesentrum kontak en sê van hierdie diere, waar hulle dan sal kom haal en ingeneem word, en dan gekyk word, totdat hulle reg is om dan nou weer in die natuur vrygelaat te word. Ewen, ons het nog so 'n minuut oor. Vertel ons 'n bietjie van die toekomsplanne wat julle het daar op vergelyking vir hierdie rehabilitasieproses. So ja, ons is maar soos ek gesê het 'n sekondêre deel. Ons vorm deel van die tweede gedeelte van hierdie release wanneer hulle nou klaar hulle initiële rehabilitasie ondergaan het. Maar ons is baie opgewonde oor wat die toekoms inhou.
Soos ek sê, almal op die plaas is altyd nuuskierig om te weet wat kom volgende deur die sentrum en so. Ongelukkig weet ons dit nie altyd nie, maar dit is deel van die opwinding en soos ek sê, sodra ons weet, begin ons al die enclosure inrig vir die volgende dier wat veronderstel is om daar in te kom. Almal is baie gretig om altyd te help met die voerdery, om te help met die rehabilitasie en ons sien uit na wat die toekoms inhou en om te groei in ons omgewingsprojekte. Eben, baie dankie dat jy met ons gesels het vanoggend en dankie vir die werk wat julle daar doen, nie net die lekker wyn nie, maar ook die hart wat julle het vir die omgewing. Ons waardeer dit. Dis Eben Olderwagen, hy is die omgewingsbestuurder by Vergelegen Wyne daar in die Kaap.